Terwyl die woord van die Here oop is voor ons, kom ons sit net so, kom ons buig die hoofde. Here, ons is vanmôre hier en daar is 'n verwagting in ons harte. Nie net om ons hier te wees en ons die gewete te sis nie, maar Here, daar is 'n behoefte na U. En daarom het ons vanmôre opgekom om hier saam te wees, saam met ander kinders van die Here, saam met die kinders onder die sorg, om vanmôre U te kom aanbid, maar ook om te kom luister wat op die Vader hart is vir ons vanmôre. En daarom wil ons nou net kom stil word voor U, Here. Ons wil hier aan die voete van die Jesus kom sit. Ons wil kom inneem wat U vir ons wil nou kom sê. Ons harte het ons voorberei deur hierdie sing van die liedere, deur die wet wat net weer herbevestig is, en dit wat ons glo in die belydenis. Maar Here, nou is dit U wat aan woord gaan wees. En ek wil bid, Here, uit my hart uit vir elkeen van ons, om nie ons gedagtes te laat dwaal na dit wat nie hier hoort nie. Maar hier is ons net 'n paar minute saam. En dat U vir ons sal die gawe gee van konsentreer, verstaan, sodat ons waarlik vanmôre gevoed sal word uit die woord van God. Kom seën vir ons, Here. Dankie dat ons vir ons gemeente kan bid. Vir al hierdie sake wat voor ons lê, ook daar op die blaadjie, ook daardie sake wat ons nie op die blaadjie het nie, wat ons van weet en dit wat ons nie eers van weet nie. En daarom kom bid ons, Here, dat U ook in ons gemeente sal werk, en ons lidmate. Ons wil bid, Here, vir gesinne, ons wil bid vir families, ons wil bid vir huwelike. Jou sielevyand kry dit so reg om 'n wig in te bring in die huwelik, daar in die families en die gesinne, tussen ouers en kinders. Here, hy kry dit reg onder gemeentelede, vriende, kennisse, om 'n wig in te bring. En die duiwel klip plesier daaruit. Maar Here, kom help U vir ons om nie fokus te verloor nie. Here, terwyl ons vanmôre na die woord gaan luister, gaan dit juis oor die fokus wat ons verloor. Here, help ons sodat U doel in ons lewens bereik sal word. Ons wil U kom vertrou, Here, vir 'n groter werk, sodat ons hier kan uitgaan na die gemeenskap toe en daar 'n verskil kan gaan maak. Ons loof U wonderlike en heilige naam. Amen. Die gedeelte wat ons vanmôre lees, gaan aan by dit wat ons verlede week na gekyk het. Ons het gelees verlede week tot by verse 17, en uit daardie gedeelte in die boodskap verlede week het ons gekyk na daardie gesprek tussen die Here Jesus en dan ook Petrus, en waar die Here vir hom die vraag gevra het 3 keer, Petrus, het jy my lief? En die derde keer toe dring dit deur by Petrus, waaroor gaan hierdie liefde wat hy vir God moet hê, wat hy vir Jesus moet hê. En hier vanaf vat die Here hom 'n stapie verder, en nou kom die Here en hy kom openbaar iets anderste, waar Petrus nou hierdie mylpaal behaal het van die liefde van God in sy lewe. En die Here vat hom 'n bietjie verder, en dis waar ons nou vanmôre is. Kom ons gaan lees dan hier uit die woord van die Here. Skriflesing is uit Johannes 21 vers 18. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom,
As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Daardie vers 18 wat ons saam gelees het, die eerste vers, is eintlik 'n baie kosbare vers, as ons maar net dink in ons persoonlike lewens. Wanneer ons jonk is, dan kan ons onsself aantrek, en ons kan rondgaan waar ons wil, maar soos die jare kom, dan word ons eintlik gebind, want dan kan ons nie meer doen wat ons doen as ons jonk is nie. Daar kom 'n tyd waar ons hande sal uitsteek en iemand anders ons sal aantrek. Daar is ander wat ons na plekke toe sal neem waar ons nie sal wees nie. En die Here het uit hierdie gedagte met Petrus gepraat oor wat oor sy lewe gaan kom nou verder vorentoe as 'n disipel van Jesus, as 'n apostel. Hy het nou deur hierdie krisis gekom van die liefde vir God, dat hy waarlik net moet oorgee aan die hemelse Vader. En ons as kinders van die Here moet ook op daardie punt kom waar ons waarlik sal oorgee in liefde aan Christus. En daardie liefde sal uitsprei ook na buitekant toe rondom ons. Hier kom die tweede krisis en die Here vertel hom wat gaan in sy bediening gebeur. Dis nou Petrus waar hy vir die Here moet gaan werk. En daar was nou hierdie gesprek gewees. Maar ons sien 2 keer waar die Here Jesus vir Petrus sê, volg my, in vers 19. Vers 22 sê hy, volg jy my. Hierdie woorde dra die betekenis van, hou aan om my te volg. Moenie iewers te moedeloos word en gaan sit en sak en as en my nie meer volg nie. Moenie moed opgee op my nie. Dis wat Jesus eintlik hier vir Petrus sê. Petrus, hou aan om my te volg. En nou wil ek uit hierdie gedagte, met hierdie verse wat die Here sê om my te volg, wil ek met u praat oor 'n struikelblok in die pad van 'n disipel. Daar was een struikelblok, daar's baie struikelblokke, maar daar is een struikelblok wat Petrus mee gesukkel het, wat in die pad van sy volgelinskap van Jesus vir hom was. Die Here Jesus Christus se opdrag was, gaan en maak disipels. En hierdie pad van 'n disipel het verseker sy struikelblokke. Ek en jy wat disipels is van Jesus, weergebore kinders van God, ervaar daagliks struikelblokke in ons volg van Jesus. Aan die begin van Jesus se bediening, toe hy begin het, het hy vir hom disipels gaan roep. En een van hulle was Petrus. En hy het vir Petrus gesê, volg my. Die doel was, Petrus wat 'n visserman is, moet nou Jesus begin volg, sodat hy 'n visser van mense kan word. En dis wat Jesus vir hom gesê het. En dit beteken, dat hy as Petrus, Jesus voluit moet volg, om daardie taak suksesvol te kan afhandel. In ons boodskap vanmôre gaan ons fokus op die apostel Petrus se lewe en wat vir hom 'n struikelblok was om Jesus aanhoudend en voluit te kan volg. En Petrus se struikelblok was, hy het sy oë van Jesus afgehaal. Dit is 'n struikelblok wat baie kinders van die Here tref. Ons haal ons oë van Jesus af en ons begin fokus op ander dinge. My so dink, en ek dink Pieter moet ons bietjie meer kom verduidelik dalk, maar ek onthou toe ek in die weermag was en ons skietkuns gedoen het, die tegniek van om met 'n geweer 'n teiken raak te skiet, is baie makliker as net om die geweer op te tel en te skiet. Ek kan onthou, daardie geweer moes gestik wees, hy moes stabiel gestaan het, jy moes deur die versiere gekyk het, dat die teiken toe, en seker maak jy die teiken in die middel, soos wat hulle ons geleer het. Jy moes nie daai hand beweeg het, daai geweer moes stabiel gehou word, dan die ander hand op die sneller, en die vinger wat moet jy trek. Jy moet nie druk nie, want as jy druk dan gebeur dit.
Jy moes gefokus gebly het op die teiken. Stabiliteit was verskriklik belangrik, sodat jy, wanneer jy daardie sneller trek, daardie die doel gaan tref. Selfs met boogskiet. Wanneer 'n mens daai boog vashou, moet jy hom so stabiel hou, die oë gefokus is daar op die teiken, jy trek daardie snaar en jy moet hom skiet en hy moet deurgaan tot in die middel waar hy die doel getref het. In die Griekse taal is daar 'n baie mooi woord, hamartia, en dit beteken die doel gemis. En hoeveel van ons mis die doel van God in ons lewens, omdat ons oë van Jesus afhaal? Baie mense is geneig om baie maklik hulle oë van Jesus af te haal. En dan begin dinge skeef loop. En dinge gaan nie soos dat 'n mens dit wil graag hê dat dit moet loop nie. En ons wielietjies begin afval. En ons wil nie eers meer die Here dien nie. Kom ons gaan kyk bietjie vanmôre na die lewe van hierdie apostel Petrus. En daar is baie voorvalle wat ons gaan kyk na. Ek wil ons net na 3 gaan kyk. 3 dinge in sy lewe wat sy fokus en sy oë van Jesus afgehaal het. Fokus word verloor deur sonde te koester. En ons sien dit in Petrus se lewe. Petrus, hierdie uitstaande apostel van Jesus Christus, die begin van die kerk van Handelinge, hierdie kerkleier, sy oë het van Jesus afgeval as gevolg van sonde in sy lewe. En ons sien dit daar in die begin van sy bediening in Lukas 5 vers 8 waar daar staan, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer op sy knieë en sê, knieë van Jesus, en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Hy besef, hy erken sy sonde, maar hy sê, Here, gaan dit weg van my. Here, ek wil nie met iets te doen hê met U nie. Want sy sonde in sy lewe maak 'n wig tussen hom en Jesus. Sy fokus is nie op Jesus nie, maar op die sonde in sy lewe. Nou nie lank voor hierdie gebeurtenis, en ek gaan nou 'n bietjie uitbrei hieroor, kan ons lees waar die Here Jesus Christus is, en Johannes die Doper, en hy wys daar vir Andreas, daar is die lam van God, daar is Jesus Christus, en Andreas het begin Jesus volg saam met Jakobus, en toe het Andreas gegaan en sy eie broer Petrus gaan roep en sê, ons het die Messias van die meester, en dan sê die woord van die Here, hy het hom na Jesus toe gelei. Daar was 'n ontmoeting tussen Petrus en Jesus Christus. En toe gaan Petrus terug en hy gaan aan met sy lewe. En dit is waar hierdie dag toe afgespeel het in sy lewe. Want die Here het baie meer in gedagte gehad vir Petrus, as om net die Here te ken en aan te hou om 'n visser te wees. Daar was baie meer in God se gedagte vir hierdie Petrus persoon. En so het die Here vir ons as sy kinders baie meer in gedagte. Hierdie dag het gebeur terwyl Petrus hulle die aand gaan visvang het. Daar het hulle niks gevang nie. Hulle is besig om die nette uit te spoel in die water. En hier kom die Here Jesus op die strand saam met 'n klomp mense. En die mense vra asseblief Jesus preek vir ons. En Jesus klim in die skuitjie van Petrus. En hy sê, Petrus, vaar so 'n bietjie in op die water, dat ek met die mense kan praat. En daar sit Petrus binne in die skuitjie, Jesus is hier en hy preek vir die mense daarso. En toe hy klaar gepreek het, toe sê hy vir Petrus, vaar so 'n bietjie dieper in, gooi die nette uit. Petrus sê, Here, ons het die hele nag gevang en niks gevang nie. Maar op U woord. Wat se woord? Die Here het nou gepreek. Hy sê, Here, maar op U woord gaan ek gaan. Daar was 'n ontmoeting van Petrus met Jesus. Hy was nou saam met Jesus in daai bootjie alleen. Hy het geluister na die woord van die Here. Hy sê, Here, op U woord sal ek gehoorsaam wees. En hy gooi die nette uit. En hulle vang soveel vis, dat die nette wou skeur. En dit is, toe Petrus besef het, met wie hy te doen. En dat hy 'n sondige man is. En hy sê vir die Here daarso, gaan weg van my, Here,
want ek is 'n sondige man. Hy sê, Here, gaan net weg. My sondes is te groot in my lewe, dat ek vir U iets kan beteken. Sonde maak dat 'n mens sy oë van Jesus afhaal. Daardie sondes in ons lewens maak dat ons oë van Jesus afhaal. Dis goed om tot 'n sonde besef te kom. Dis die doel van die werking van die Heilige Gees deur die woord. Maar dit moet ons nie 'n struikelblok wees om Jesus aanhoudend te volg nie. Baie mense kom op 'n punt, dan hou hulle op om Jesus te volg. En as jy mooi gaan kyk, dan is daar sonde in hulle lewens en hulle wielietjies het pap geword. Ons moet met sonde handel op God se manier. Ons moenie hê of toelaat dat dit ons fokus van Jesus afhaal nie. Sonde moet juis ons na Christus toe dan bring. Johannes het dit geskryf in sy sendbrief, daar in 1 Johannes 1 vers 6. Kyk wat skryf hy hierso. Hy sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, ek is 'n kind van die Here, ek dien die Here, en in die duisternis wandel, wat beteken dit, daar sonde in my lewe, dan lieg ons, en doen nie die waarheid nie. Die woord van die Here sê dit, nie ek as 'n predikant nie, die woord van die Here sê, as ek sê ek is 'n kind van die Here, en ek het gemeenskap met Jesus, maar daar is sonde in my lewe, dan lieg ek, en ek praat nie die waarheid nie. My fokus is nie meer op God se heiligheid nie, maar op my lewe, my sonde. Hy gaan voort in vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, ons moet uit die duisternis uitkom, daar die sonde af lê, en in die lig kom, ons moet die sonde in die lig bring voor Christus. Dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ons moet daar die sonde besef na Jesus toe bring. Want as ons daar in die sonde gaan bly en die sonde koester, dan gaan ons nie tyd hê vir Jesus Christus nie. Hy gaan verder in vers 8, hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. Geen mens is sonder sonde nie. Ek het ook sonde in my lewe. Maar die vers sê, wanneer ek in die lig kom, en ek bely dit, sal hy my reinig. Vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Iets wat ons mens nie kan doen nie. Ons vergewe nie. Daardie onvergifnis is 'n sonde, dis die duisternis. Ons moet in die lig kom voor Christus. Hy sê hy sal ons kom reinig van alle sonde. Hy sal ons vergewe. Dis die belofte van Jesus. As sonde in ons weghou van die gemeenskap met Jesus, moet ons daarmee handel. Ons moet nie wegbly van Jesus af. Ons kan nie die Here Jesus Christus verlaat en net voortgaan met ons lewens, want dit gaan ons knak, emosioneel en geestelik. Sonde beteken dat ons die doel van God mis. Ons oë is nie meer op Jesus Christus nie. Ons oë is nou gefokus op dit wat ek in die lewe verkeerd doen. En dit het 'n oorhand gekry oor my. Fokus word verloor tweedens deur storms in my lewe. Daar is storms elke dag in ons lewens. Emosionele storms, geestelike storms, ook fisiese storms. Ons lees die verhaal waar die disippels binne in die skuitjie was en hulle is op die see besig om in die nag te roei. Daar het 'n geweldige storm ontstaan. En terwyl hulle spook en spartel om te roei, om daar die skuitjie aan die ander kant te kry en daar die storm, sien hulle, maar hier kom Jesus aangevloop. Hy wandel bo op hierdie storm. Eers het hulle hom nie herken nie. Het hulle bang geword, gedink is 'n spook. Maar toe hulle hom herken, sê Petrus, Here, beveel my om ook op die water te kan loop na U toe. En ons lees dit daar in Matteus 14 vers 28 tot by vers 30. En Petrus antwoord Jesus en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom.
Petrus klim toe van die skei af en loop op die water na Jesus toe. Hy het geloop op die water. Swarte krag het nie 'n impak gehad op daardie wondergebeurte daar van Jesus op die storm. Petrus op die stormwater en hy loop na Jesus toe. Vers 30, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Petrus verloor fokus deur die storms wat rondom hom was. Nou 'n storm is altyd daar om ons eintlik te help, om ons geestelik te laat groei. Dis hoekom God dit toelaat in ons lewens. Daardie storm moet my geestelik laat groei, nie geestelik knak nie, want dan het ons fokus verloor. Die mense ervaar hierdie storms in hulle lewens, en dan sê hulle, maar ek is alleen. Voel dit soms of die Here te ver is. Ons is nie alleen in hierdie storm. Die Here wil ons kom straf, maar die Here wil ons eintlik kom sterker maak. Al die ander mense is teen my. Ek voel niks werk nie. Ek voel, ek is die ene wat vol foute is. Ek is verontreg. Ons kan nie meer uit daardie gat uitkom nie. Ons het nie meer daardie krag, ons het nie meer daardie wilskrag nie. Of die mense het my vrede gesteel. Jesus sien ons binne in daardie storm, maar hy sien wat ons kan wees binne in die storm, as ons op hom vertrou. En wanneer die storm verby is ons baie meer sterker en geestelik. Die disippels se geloof was daardie aand getoets gewees. Petrus het geloof getoon. Hy het die Here gevra, Here, ek wil op die water loop, en hy het uitgeklim en die woord sê, hy het geloop. Weet nie hoe ver nie. Maar ewe skielik toe sien hy hierdie wind en die storm om hom. En hy het sy oë van Jesus afgehaal. En hy het weggesink in daardie storm. Die storm het die oorhand gekry. Die geheim is om binne in daardie storm ons oë konstant op Jesus te hê. Volg jy my, sê Jesus. Hou aan om my te volg. Ons oë kan nie van op Jesus wees en ons sit daar in sak en as nie. Nee, dan het ons fokus verloor. Of ons kan nie sê ons oë is op die Here en ons blameer almal vir my situasie nie. Nee, ons moet gefokus wees op Jesus Christus. Ons moet Jesus vertrou om ons daar uit te kom haal. Oë gefokus op Jesus. En dit gaan verg dat ons sal moet opstaan en ons oë op Jesus nog steeds hou. Fokus word verloor wanneer daar sonde is wat ek koester in my lewe. Fokus word verloor deur die storms in my lewe wat my fokus afhaal. En dan die derde ding uit Petrus se lewe wat ons sien, fokus word verloor deur ander mense of op ander te fokus, ekskuus tog. Ons is so geneig om op al die ander mense te fokus rondom ons. Dit is 'n baie goeie voorbeeld uit Petrus se lewe waar hy sy oë van Jesus afgehaal het. En hy het gefokus op Johannes. En ons lees dit daar in verse 18 en 19 van Johannes 21, waar die Here vir hom vertel, wie jy jonger was, en jy self gegord het, en rondgegaan het waar jy wou, wanneer jy oud word, sal jou hande uitsteek, en anders sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te toon, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Die storms in ons lewens, die oorwinning wat ons kry, verheerlik ons God. Al moet ons ly, sê die woord. En toe sê die Here vir hom, volg my. Hierdie gedeelte spreek, of is 'n gesprek tussen Jesus en Petrus. Dit is net nadat Jesus hom gekonfronteer het oor sy liefde vir hom. Nie kom hierdie ding in, waar kom ons nou by die dood? Wat sê 'n tipe dood hy moet ingaan? En hierdie nuus moes hom seker dalk 'n bietjie geskok het.
Want die dood is nooit iets lekkers om aan te dink nie. Maar alhoewel die kind van God weet, as hy sterwe, dat hy op die beste plek gaan wees, daai versekering het jy. As jy nie gered is, dan kan jy nie daai versekering hê nie. Dan is daardie woorde leeg wat sê jy's nou op 'n beter plek. Nee, as jy Jesus in jou lewe het, dan is jy gered en jy's daar op 'n beter plek. Maar dit neem nie die vrees weg van hoe ons gaan sterwe nie. Dis 'n probleem vir ons as mens. Emosioneel is dit 'n stryd. Gaan ek deur 'n siekte gaan ek 'n benoudheid hê, gaan ek in 'n ongeluk kom, gaan ek dalk breinskade hê, ons weet nie. Maar hoe ons daai dood ingaan, is altyd vir ons 'n vrees. Maar ons weet aan die ander kant, is Jesus vir ons daar. Nou moet hy hoor, hoe hy gemartel gaan word, en hoe hy deur sy geloof gaan sterwe vir die Here Jesus Christus. Toe Petrus dit hoor, toe haal hy sy oë van Jesus af, en hy fokus op Johannes. Lees dit in vers 20, en Petrus het hom omgedraai, en die disippels sien volg, vir wie Jesus liefgehad het. En toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Soos hy baie keer geneig en sê, Here, maar wat van hom? Wat van haar nie? Altyd ander mense waar ons fokus op is, nie meer op die Here Jesus Christus nie. Mense raak besig met mekaar, en ons mis die doel van Jesus in ons lewens. Ons mis die doel van Jesus met ons as gemeente. Petrus fokus op Johannes, wat ook 'n disipel is. Hy was anders as Petrus. Petrus is hierdie viervors. Johannes was hierdie liefdevolle man geweest. Die mens in moeilike omstandighede maak dat jy fokus verloor. En dan begin ons op ander mense te fokus. Die omstandighede en selfs daardie gedagte dalk van dood moet ons meer aanmoedig om ons oë konstant op Jesus te hou, dat ons nie sal afdwaal nie. Dit verg energie van ons daagliks. Die probleem is dat wanneer ons die oë van Jesus afhaal, dan begin ons op verkeerde dinge te fokus. Dis wanneer ons begin wegsink in die storms van die lewe. Petrus se lewe kom wys vir ons dat hy ook voete van klei gehad het. Net soos ek en jy. Petrus het ook foute in sy lewe gehad, want hy was 'n mens. Maar hierdie dinge is vir ons opgeskrywe sodat ons daaruit kan leer, sê die woord. En hier was net hierdie 3 dinge wat ons gekyk het na Petrus se lewe, wat vir ons 'n voorbeeld is, hoe maklik 'n mens jou oë van Jesus kan afhaal. Daardie een enkele struikelblok in die kind van God se lewe, ons verloor fokus van Jesus af. En ons gesien dat fokus word verloor deur sonde wat ons koester. En nou kan ons maar gaan vra vir die Here, Here, wat is sonde in my lewe? Die storms van die lewe wat ons aandag aftrek. Of om eerder op ander te fokus as op die Here Jesus Christus. Sonde moet mee gehandel word. Bely en laat staan. Kom in die lig. Die storms moet ons met die krag van Jesus, gefokus op Jesus, oorwin. Wanneer ons oë afhaal van Jesus en begin fokus op ander, moet ons konstant vir onsself sê, Here, ek wil U volg. So baie mense lewe sonder een keer oorwinning in hulle lewens. Daar is die een geestelike nederlaag na die ander. Daar is die een emosionele nederlaag na die ander. En die storms is daar. Elke dag gaan ons storms belewe. Die Here het nie gesê jy gaan nooit 'n storm in jou lewe hê nie. Hoe hanteer ons daardie storms? Fokus ons op die storm, of fokus ons op Jesus Christus? Ons gaan as mens sonde doen. Wat doen ons met daardie sonde? Koester ons dit, hou ons dit vas, jaag die Here weg. Petrus sê, Here, gaan net weg hier van my af. Of kom ons na die Here toe en ons bely dit voor hom. Fokus ons meer op ander mense as op onsself en ons verhouding met Jesus. Die Here Jesus Christus
Hy staan en kyk na ons. Hy het die sonde oorwin. Hy het die storms oorwin. Hy het die dood oorwin. Die oorwinning is by Jesus Christus, nie by mense nie. En daarom kom ons plaas ons oë, ons fokus, ons gedagtes, ons verstand en ons hoop op Jesus Christus. Hoe? Deur gehoorsaamheid aan die woord van God. Dis wat die Here van ons vra. Ek sluit af met Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde van hom voorbehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Gaan hom weer lees. Die oog gefokus op Jesus, die leidsman, die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Waar is u fokus in u lewe vandag? Op Jesus, of op jouself, of op ander mense? Of koester jy daai sonde in jou lewe, of die storms kry oorhand? Mag die Here vir u kom seën. Amen. Here, baie, baie dankie vir ou Petrus se lewe. Dankie dat ons uit sy lewe lesse kan leer, vandag nog steeds vir ons. Here, hierdie voorbeelde is so eie in ons eie lewens. En ek moes in die week weer eens daar voor die buig en sê, Here, daagliks val ek in hierdie dinge. Maar Here, leer my om my fokus op u te hou. Want Here, is so maklik, word het afgetrek deur omstandighede, deur ander mense, dalk deur sonde. Here, help my. Want ek het u nodig. En so bid ek vir elkeen wat vermore is, elkeen wat luister. Here, help ons. Ons kan nie sonder u nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou staande af